Waarom draai net een uit die 10 terug na Jesus toe? En wat sê dit vir my en jou vandag? Ek praat van 'n verhaal wat ons lees in Lukas 17. Daar's 10 melaatses en hulle roep uit na Jesus. Hulle sê, Here, hê ontferming oor ons. Dis 'n desperate roepgebed as te ware. En Jesus antwoord dit. Meer as dit, Jesus genees hulle. Hulle word gesond, hulle lewens verander, hulle toekoms word weer oop, hulle word herstel, hulle is rein. Maar die reaksie, slegs een draai terug en kom terug na Jesus toe. Dit gebeur en Jesus vra baie skerp, amper hartseer as te ware. Was julle nie 10 wat gereinig is nie, genees is nie? Waar is dan die ander 9? Waarom het net hierdie een persoon teruggekom na my toe? Dit leer vir my en jou vir die begin van 2026 dalk iets belangriks. Jesus soek nie slegs net gehoorsaamheid nie. Hy soek nabyheid. Jesus soek 'n verhouding. Die 9 beweeg aan. Hulle het alreeds gekry wat hulle wil hê, maar een beweeg nader na Jesus toe en kies 'n verhouding. Dankbaarheid, 'n reaksie is nie net 'n gevoel nie. Jy is dankbaar vir iets en reageer jy nie. Maar dit is 'n beweging van die hart. 'n Beweging weg van die self nader na Jesus toe. Ons Paul het juist dit vir ons gevra. Ons het gevra, hoe betoon ons, wys ons dankbaarheid teenoor God? Aanbidding, om te dien, om te getuig, om te gee. Wat ook miskien verskillende praktyke is, maar al die praktyke beweeg in dieselfde rigting, na Jesus toe. Aanbidding sê, U is groter as my eie storie. Om te dien sê, U liefde vloei deur my na ander toe. Om te getuig sê, ek sien wat U doen in my lewe en ek vertel ander mense van U grootheid. Om te gee sê, my lewe behoort aan U. Lukas 17 gee ons 'n ekstra dimensie. Die een man wat terugkom na Jesus toe. Hy's nie ordentliker nie, hy's nie meer dankbaar nie, maar hy sien dat genesing nie die eindpunt is nie, maar is die begin van 'n nuwe verhouding met Jesus. Mag ons hierdie jaar 2026 afskop en daai tree gee na Jesus toe, om te kies om 'n lewe van 'n verhouding met die lewende Here te leef.